die Gees van God het klaar beweeg nie. Want die woord van die Here is Jesus Christus. En ek glo vanmôre met my hele hart dat God nog groot dinge gaan kom doen vanmôre. Glo jy dit vanmôre? You ain't seen nothing yet. Ek glo dit met my hele hart. Ek vra om verskoning vir my ou stemmetjie. Ons is maar mens. So die ou stemmetjie wil nie so lekker saamwerk nie. So maar daar kan baie van julle dit geniet van die ouens, soos Wieke sê, wonder hoekom gille ou altyd, hoekom skreeu ou. Maar is omdat hy opgewonde raak aan die Here, in die Here. Onthou, lang terug het ek eendag ook baie opgewonde geraak in die Here, die Gees van die Here gewerk. En daar was 'n pa wat baie gehuil het in die diens. En die Here het sy hart aangeraak en alles. En na diens, terwyl ek hulle groet, toe sê sy seentjie, weet, pastoor, hoekom skreeu jy op my ma? Jy laat op my hoed. Dit is hy baie ongelukkig en ek skreeu op sy pa dat hy huil. Maar prys die naam van die Here. Mag jy vanmôre huil, omdat die Gees van God met jou deel en nie omdat ek enige iets is nie. Ek wil vanmôre met u praat. Is jy nie bly die graf is leeg? Ek is so bly die graf is leeg. Is jy nie bly die kruis is leeg? Amen, die kruis is leeg, die graf is leeg, Jesus leef, hy het opgestaan. Ons gee aan hom die eer. Ek ook môre met die praat, seker, dit gaan dalk nou nie die normale opstandingsboodskap wees nie. Maar ek wil gehoorsaam wees aan die stem van die Here. En ek wil met julle 'n paar gedeeltes saam lees uit die woord van die Here. Eerstens in Lukas 24 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Daarna sal ons na 1 Korintiërs 6 toe gaan vanaf vers 19. Lukas 24 vanaf vers 1 tot en met vers 8. Sê en baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blou klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, wil jy hierdie gedeeltjie moet so 'n bietjie vasdra na jou geheue. Waarom soek julle die lewende by die dooies? Yes. Ek wil hê dit moet vir jou uitstaan vanmôre. Waarom soek julle die lewende met 'n hoofletter? Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hand van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan. En hulle het sy woord onthou. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 en 20. 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 19 en vers 20. Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in die liggaam en in die gees wat aan God behoort. Ek wil vanmôre met u praat. As ek en jy die tempel is van God se Heilige Gees, moet ons vir onsself afvra wat gebeur by 'n tempel.
Wat is die doel van 'n tempel? 'n Tempel is 'n plek waar die teenwoordigheid van God moet wees. 'n Tempel is die plek waar God se naam verheerlik moet word. 'n Tempel is die plek waar genesings moet plaasvind. 'n Tempel is die plek waar mense wat siek is heen moet gaan om genesing te moet kry. So die tempel is die plek van God se teenwoordigheid. So we are carriers of the presence of God. Ons is gekoop en gewas en verander om 'n tempel te wees van God se Heilige Gees. Yes. En dit beteken baie meer as net ek is 'n tempel. That means that you are a carrier of the Holy Spirit and you don't belong to yourself anymore. En as enige iemand met my of jou te doen kry, moet hulle met hom te doen kry. As ek na 'n tempel toe gaan, as ek na 'n kerk toe gaan, as ek na 'n plek toe gaan waar God se teenwoordigheid moet wees en ek het 'n behoefte, moet daar die behoefte, of dit redding is, of dit genesing is, of dit verlossing is, of boeie moet afval, of wat dit ook al moet wees, people need to find Him, not me, because I'm just a temple. Ek is maar net die tempel. They're supposed to find the Holy Spirit in my life. They're supposed to find the power of God. Die hartseer is dat baie mense kom by kinders van die Here net om die woorde te moet hoor. Wat soek julle die lewende by die dooie? Hoe tragies is dit nie, dat wanneer ek baie keer 'n behoefte het en ek na iemand toe gaan wat ek dink 'n tempel is van die Heilige Gees, ek die woorde moet hoor. Wat soek julle? Die lewende by die dooie. My vraag is vanmôre aan jou en aan myself, verteenwoordig ek 'n graf of verteenwoordig ek die tempel? Dis harde woorde vanmôre. Wat vind mense as hulle met my en jou te doen het? Kry hulle Jesus wat opgestaan het, wat die dood oorwin het? Kry hulle Jesus Christus? Of kry hulle 'n verhaal van Jesus was hier eens op 'n tyd? Maar hy is nie meer hier nie. Wat soek julle? Die lewende by die dooie. Naas 'n skrif waar Jesus praat van mense met 'n gedagte van godsaligheid, maar hulle het die krag daarvan verloor. En ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, God sê ek soek vanmôre manne en vroue wat weer sal bereid wees om 'n tempel te wees van die Heilige Gees. Wat bereid sal wees om te sê, Here, wat ook al dit kos. Ek wil vir julle sê, ons gaan 'n tydperk in en ons is al klaar na die tydperk waar hierdie wêreld al hoe meer afvallig gaan word, maar ek wil vir julle sê dat die heerlikheid van God gaan net meer en meer word. And God is looking for a man and a woman that will not be afraid to be moved by the Holy Spirit. God's looking for a man and a woman that will stand up in this time and say, I am a temple of God's Holy Spirit. En wanneer mense met my en jou te doen kry, moet hulle met Jesus te doen kry. I'm supposed to carry the Holy Spirit. With all respect, like I said, the temple, it's not about the temple. It's about the Holy Spirit that's in the temple. Amen. Sê die tempel loop nie rond en sê, ek is die tempel. Nee. People are just supposed to come to the temple to find the Holy Spirit. The sad truth is that many people comes to an empty grave. 'n leeg graf.
En ek vra vanmôre vir jou kind van die Here, daar's een van twee dinge, of God is in my lewe of hy's nie. You cannot say that you are a temple, but the Holy Spirit is not in control of your life. Daar's 'n lied wat ek eendag gehoor het, wat sê, if we are the body, why aren't his hands healing? If we are the body of Christ, why aren't his feet moving? If we are the body of Christ, why aren't our lips speaking? Yes. If we are the body, if we are claiming that we are the body of Jesus Christ, we need to walk as He walked. We need to talk as He talked. Ons moet lewe asof Hy opgestaan het. Ons kan nie lewe asof Hy nog dood is nie. Hoe leef ek dan asof Hy nog dood is? If you're still living in sin, you are living as if He didn't die, so that you can have victory over sin. For many people, He's still dead, met alle respect. Because they're still living as if He is in the grave. But if I proclaim that He's alive, that my life needs to show that I've been delivered, I've been set free, I've been moving by the Holy Spirit. Is dit maklik? Nee, maar dit is 'n prys wat ek elke dag moet myself laat kruisig, my kruis moet opneem en sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Dit is my vraag vanmôre aan my en jou. As mense na my kyk, sien hulle die opstanding van Jesus Christus in my lewe nog raak. Is my man nie of my vrou daar ander nie sien nie. Met my te doen het in die huis. Sien hulle dat Jesus opgestaan en geleef het? Of kry hulle 'n leeg graf? Waar die engele sê, wat soek jy die lewende by die dood? Want hy is net dood. Hy is nie meer lewe hier nie. Hy is net dood. Hy is net dooie woorde. Hy is net leefwoorde. En as ek sê ek behoort aan Jesus Christus, sê die woord, dan behoort ek self ook so te wandel, soos wat hy gewandel het. As ek sê ek is in Jesus Christus, dan moet ek wandel soos wat hy gewandel het. In 1 Johannes 2 vers 6 sê dit, ek lees dit uit die Amplified. See, whoever says that he abides in him, ought as a personal debt to walk and conduct himself in the same way in which he, Jesus, walked and conducted himself. As ek sê ek leef in die opstandingskrag van Jesus Christus, dan moet ek wandel in die krag van die kruis van Golgotha. As ek sê hy is my koning, dan moet ek leef asof ek verlos is, nie asof ek nog in die slawerny is nie. I need to walk in the deliverance power of Jesus Christ. I need to declare that the blood of Jesus is powerful. Ek kan nie sê dat die bloed van Jesus is kragtig, maar my eie lewe wys nie hy is kragtig. Maar nou het ek die mooie belofte van die Here. When I start walking as He walked, so that He can be glorified through me and in me. Hoe meer ek na hom kyk, hoe meer word ek getransformeer in dieselfde beeld van een heerlikheid tot 'n volgende heerlikheid. The more I look at Him, the more I look my eyes upon Him, the more I follow Him, the more I'm being transfigured in the very same image, so that He can be glorified. Ek wil vanmôre vir jou sê, die wêreld gaan verlore, omdat die kerk soos 'n graf lyk, en dit lyk nie of Jesus leef nie. En ons moet vanmôre op 'n plek kom waar Jesus weer lewendig is, en hy doen, en hy laat, en hy praat. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit help nie ons vir die opstanding van Jesus Christus, but it's there inside of me. My vraag is vanmôre, jy sal weet, jou vrou met dit te doen kry. Met wat kry sy te doen? Sien, dit is maklik hier by die kerk, om te lyk soos liewe Jesus. Het is maklik vir my as pastoor om hier voor te staan en 'n mooi woordjie te gee.
as ek dan by die huis kom, dan lyk dit of die helroos is. Sê maar eina as jy nie kan amen sê. Dit is maklik vir my om daar buite en by die kerk en wanneer dit gunstig is, te sê ek leef met Jesus. Maar aan my kaptein wat jou so harde tyd gee by die werk, wanneer laas het hy Jesus gesien? Ja, amen sê dat al hoe minder. Ja, amen sê dat al hoe minder. Dit is nie maklik. Kom ons wees eerlik. Dit is nie maklik om in die lig van God te stap en daar buite nie. Dit is nie maklik om Jesus te wys wanneer jy valslik beskuldig word. Dit is nie maklik om Jesus uit te leef. Maar hoe gaan mense gered word if they don't find Jesus at the temple? Jy weet nooit wie klop aan die tempel se deur. Wat gaan hulle binne vind in jou en my lewe? Jy kan die Bybel ken uit jou kop uit. Jy kan stryery wen met jou Bybelkennis. If you don't have the presence of God in your life, if you don't have the fruit of the Holy Spirit, if you don't have the works of the Holy Spirit, if you don't have the compassion of the Holy Spirit, if you don't have compassion for lost people, ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer laas het jy gehuil vir siele wat verlore gaan? Want dit is waaroor die kruis gaan. The cross, the reason Jesus died, the reason he shed his blood, the reason he went into the grave, the reason he rose up is so that people might be saved. That's the only reason he came, is for a lost world. It's not so that I can have a nice time on this earth. It's so that people might be saved, so that you might be saved, and so that I might experience his power in my life. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, waar is jou passie vir die siel? O, pastor, ek is by elke bidtier, ek is by elke woordskool, ek wanneer laas. Het jy met iemand gedeel? En hulle vertel, I just want to tell you about Jesus. Amen. Ja, ons bietjie choose, ons kry maklike ouetjies. Want ons kan sien, hy is daar maar klaar op wat daar. Kom ek deel so bietjie met hom. Gaan deel bietjie met iemand, wat so ver in die wêreld is. Wat vir jou onmoontlik lyk. Maar hulle gaan nog nie beluister nie. Nie almal het na Jesus geluister nie. Nie almal wou nie. Maar verstaan ons waaroor die opstanding gaan vanmôre? Verstaan ons hoekom het Jesus gesterf op die kruis van Golgotha? Verstaan jy waarom? Is sodat ons gered kan word, sodat ons disippels gemaak kan word, sodat nog gered kan word, sodat die koninkryk van God vir ons siele kan raak en die hel moet nie nog bykry nie. You don't understand it. It's all about people. Dit gaan oor siele. Dit gaan nie oor 'n vol kerk nie. Dit gaan nie oor 'n vol kerkbank balans nie. Dit gaan nie oor enigiets anders nie. Dit gaan sodat siele gered kan word. En as ek en jy sê dat ek die gees van God in my lewe van die hoop af te lewe, asof Jesus weer opgestaan het vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, for the people that has that hunger, say, Lord, use me. Ek wil vanmôre vir jou sê, there is good news. Daar is goeie nuus van God sê, in die laaste dae sal ek my gees uitstort oor alle vlees, en my diensknegte en my diensknagte, so hulle wat alreeds in die bediening is, en julle seuns en julle dogters, en oor elke nuweling gaan hy sy gees uitstort in hierdie dae. Waar gaan die Heilige Gees se uitstorting? Hy sê, want julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Julle sal doen wat ek wil hê. Die power, die uitstorting van die Heilige Gees
turning it around. It's to empower God's people to speak the word into a lost world. Ek wil vanmôre vir jou sê, mense het God nodig. Hulle het nie empty graves nodig nie. Hulle het vanmôre tempels van die Heilige Gees nodig. Wat kan verklaar dat Jesus lewe uit opgestaan. Weet jy van jou? I'm tired of religion that brings nothing. Ek is moeg van 'n gepraat. I want to see people saved. En dit is een van die redes waaroor ons bid vir herlewing. Ons bid nie vir herlewing sodat ons kan net kom lekker tyd in die kerk hê nie. Dit is waaroor dit gaan vergeet het. Revival is so that our town can be saved. Revival is so that our schools and our children can be saved. Revival is so that hierdie dorp, en elke dorp, maar ons is hier. I pray for revival so that every church in this, weet jy wat, as almal in Leidenburg tot bekering moet kom, is hier nie genoeg kerke nie, en hier is baie kerk. Hier baie kerke. Hier paar wat ek my eers ontdek het, sê, waar kom hierdie ou vandaan? Weet jy van hierdie kerk, weet jy waar is nie? Jy sien net, hier is nog 'n kerk. Nog 'n kerk. Ons loop maar net, hulle is met die regte motief gebore. Maar as almal in Leidenburg tot bekering moet kom, there's not enough place. Glo jy dit vanmôre? Die disippels kom onder die krag en die salwing van die Heilige Gees, nadat hulle gewag het op God, kom hulle en hulle word gevul met die Heilige Gees en hulle heel eerste diens kom 3000 ouens tot bekering. Maar hierdie kerkie kan nie eers 400 vat nie. Dan word ek keer ek bid vir revival. Ek gaan dit die moeilikheid wees. Maar ons gaan moet ergens iets doen, ons gaan buite kerk hou, of iets gaan ons ergens doen, maar ons gaan lees. Ek sien die ding is van revival, en dit wat ons vir God vertrou, ons wil dit bid in ons vermoë. So, Here, maak net hierdie ou, hierdie 300 sit, that's not revival. If you pray for revival, en jy sit 'n getal daaraan, jy sê, Here, laat my ou kerkie net forget it. It's not about your church. It's not how many seats there. Revival sal hulle onder die bome sit, hulle sal kom en die skadu's, ek het al gesien, ek kyk op video, nou die dag van die universiteite, waar hulle net begin worship. Hulle begin net daar te worship, en die krag van God val oor daai plek en jong mense, gee hulle harte van die Here. Weet jy wat moes hulle doen? Hulle het bakkies gevat, Toyotas en, seker maar Toyotas, Wiekers, ja, Wiekers en Toyotas gaan in die hemel wees. Maar hulle vat bakkies, en hulle gooi seile in die bakke agter, en hulle maak dit vol water, en hulle begin jong mense te doop in die parkeerareas. Daar is nie 'n doopbak nie, daar is 'n seil met bakkies, en hulle jong mense gee hulle hart. That's revival. Ek wil vanmôre vir jou sê, hoe lank gaan ons leef asof Jesus nie opgestaan het nie? God is looking for a generation, young and old, that will stand up and that will declare that He's alive, He's alive, He's alive. Dat will not be afraid to lay the hands on the sick. God soek 'n man en 'n vrou wat nie gaan bang wees om die hande op die sieke te lê en sê, in die naam van Jesus word gesond nie. That will be moved by the Holy Spirit. Wat nie gaan bang wees om met 'n oom te gaan. Ek onthou 'n getuienis voordat ek nie onthou wie dit was nie. Iemand het dit vertel, hy loop verby 'n biker ou wat graag was, een van daai deurvangers. Hy sou jou sommer met hom deurvang. En die Here sê hom, gaan sê vir daai ou, ek is lief vir hom. Hy sê, Here, hoe hierdie ou goed vir my. Hy sê my mekaar maak. Here sê, vertrou hom. My gees wat in jou is. En hy stap na hierdie man toe. En hy sê vir die Here sê, dis lief vir jou. En hierdie groot ou bars uit die trane. En hy begin te ruk soos wat hy huil. En hy begin om te deel. En hierdie groot rowwe ou gee sy hart vir die Here.
Ek onthou by die CMA, ek het hierdie getuienis gehoor. Die CMA is ergens by een van die biker plekke. En hulle kom en die Here lei een van hulle om vir 'n ou te gaan sê, Here sê, hy is baie, baie lief vir jou. En hulle deel met hierdie ou en sê, kom die Here sê, maar hulle soos nou besig met hulle dinge. En hy sê, ag ja, dankie. Daai dag later, terwyl hy huis toe ry, kom hy in 'n geweldige ongeluk. En terwyl hy op daai teerpad lê, besig om te sterf, is al wat in sy kop maal, is dat iemand net vir hom gesê, Jesus is lief vir jou. En hy begin na God toe roep in daardie toestand, waar hy op daai teerpad lê, Here, as U lief is vir my, red my asseblief, moenie laat ek sterf in hierdie toestand waarin ek is. En ek dink 'n jaar of 2 het verbygegaan, en hulle is weer by die saamtrek, en hierdie ou kom, en hy soek hierdie, en hy sê, onthou julle my, ek kry hulle, sê nee, hy sê 2 jaar terug, julle vir my kom sê, Here sê, is lief vir my, en ek het dit afgelag, maar daai dag, kom ek in 'n ongeluk, en ek lê op sterwe op daai teerpad, en ek roep na God, en ek sê, Here, as U my nog 'n kans gee, dan sal ek vir U lewe, ek sal my hart vir U gee, en God red hom op daai teerpad, terwyl hy in die bloed lê, en terwyl hy stikkend lê, red God hierdie man se siel, en hy draai sy lewe om, en hy begin vir die koninkryk werk. Ek wil môre vir jou sê, God wants a man and a woman that will not be afraid, that to declare that Jesus is alive, Jesus is alive. Hy soek vanmôre 'n man en 'n vrou wat sê whatever it takes, ek sal my nie skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie. Don't want to be an empty grave. Ek wil nie hê iemand moet by my kom en dan moet gesê word, wat soek julle die lewende by die dooies nie. Mag ons nie dood wees nie, mag ons nie soos grafte wees nie, maar mag ons gevul word met die vuur en die opstandingskrag van Jesus Christus in ons lewe. Ek het hierdie woord gebring, dis verheerlik maak gelê. Wil jy jou vraag, môre wat jy jouself moet afvra, wat wil jy wees vanmôre? Do you want to be an empty grave? Or do you want to be a temple of God's Holy Spirit and to be moved when people need Jesus and they come to your doorstep without you even speaking anything? They need to experience the anointing and the saving power of Jesus. Sometimes we just need to carry the presence of God. Ons het beteken net nodig om in die salwing van die Here te loop, sodat iemand gered kan word. Hoe hartseer moet dit nie wees wanneer iemand gekom het met 'n verwagting, hulle gaan die gees van God kry en hulle kry opgevoude doekies. Hy is nie meer nie, hy was hier, maar hy is nie meer nie. Daar was 'n tyd dat die teenwoordigheid van God hier was. Maar die graf het nie saam met die opstanding verander in die tempel. Waar sien moet dit wees? En dan voor God moet gaan staan en dink jy wat 'n tempel. God sê, dit was 'n witgepleisterde graf. Jesus praat met die Fariseërs, die skrifgeleerdes. Hy noem hulle witgepleisterde grafte. Mense wat die gedagte van godsaligheid het, hulle die krag verloor. Mag God ons help dat ons nooit die krag van God in ons lewe sal verloor. Staan op jou voete saam met my vanmôre. Wil jy net daar waar jy nou is, met die Here begin praat, vir die Here te vra, Here, I want to be a temple of your Holy Spirit. Lord, you have bought me, and you have made me, I need to glorify you in my body.
and in my spirit that belongs to you. Do you still glorify God in your body and in your spirit? Behoort jy aan hom of behoort jy nog aan jouself? Wie het die sê? Is it you or is it him? En as jy vanmorgen hierdie besluit maak, sê Here, my alles, Lord, I want to be used by God. En daar waar jy nou is, maak jouself net oop van die Heilige Gees. En sê, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Die Here praat vanmorgen met iemand wat vanmorgen vra in hierdie plek, maar ek voel nie waardig om weer goed gebruik te word nie. Ek het soveel foute nog. That's what the cross is about. Dit is waaroor die bloed van Jesus gaan. Dat hy jou wil red en jou 'n tempel wil maak. Lord, but I'm not worthy. I've got so many mistakes. You are a perfect candidate. Jy is die perfekte kandidaat om 'n tempel van God te word. It's by the blood of Jesus Christ. He paid the ultimate price so that you can be His temple, so that you can host the Holy Ghost. The same Spirit that rose Jesus from the dead, hier dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wil hy in jou sit, en hy wil jou sterflike liggaam lewendig maak. Net daar waar jy is, Lord, I want to surrender. Ek vra dat die orkes so lang na vore toe kom. Lord, I surrender all unto you. Lord, I surrender all unto you. Here, as jy dit kan gebruik, kom gebruik my. Maak my gehoorsaam, sodat my lewe sal getuig van die opstandingskrag van Jesus. Isatendere basha katala bahandra basitiana. Getendere bas